Eendag, lank gelede, in antieke China is daar 'n houtwerker, 'n meester in sy werk. En op 'n dag roep die keiser hom en gee vir hom 'n opdrag, bou vir my 'n klokstander van pragtige hout, iets moois vir die keiserhof. Nou jy moet verstaan, as jy in daardie tyd 'n opdrag van die keiser gekry het, en jy maak dit nie volgens sy standaard nie, kan jy jou lewe verloor. So die houtwerker luister na hierdie opdrag en skielik voel hy vrees, hy voel angs en hy erken dit. Maar dan begin hy werk, nie aan die klokstander nie, maar aan homself. En hy besluit om homself te onttrek, hy vas, hy beskerm sy gees teen alles wat hom kan aflei en teen dag 3 het hy vergeet van sukses en mislukking. Teen dag 5 het hy vergeet van lof en kritiek, wat mense sou dink, dit het stil geword. En teen dag 7 het hy selfs van sy eie liggaam vergeet, sy eie behoeftes. Uiteindelik selfs die keiser se stem het stil geword in sy gedagtes. En toe sê hy, ek is nou geanker, ek is gesentreerd, ek is innerlik vry. En eers toe gaan hy uit na 'n woud toe. En hy kyk na die bome en sien dinge soos dit werklik is, en toe verskyn die regte boom skielik voor sy oë. En saam met hierdie boom verskyn die klokstander self al klaar duidelik in sy gedagtes. Toe sê hy, het ek net my hand uitgesteek en begin werk. Die werk was moeiteloos omdat dit uit die regte plek gekom het. En toe die keiser dit sien, is hy verstom en hy sê, dit moet die werk van geeste wees. En hy vra vir die houtwerker, wat is jou geheim? En die werker antwoord eenvoudig en sê, ek is net 'n werker, ek het geen geheim nie, daar's net een ding. Ek het die werk voor die werk gedoen. Hierdie storie het my baie laat dink. Dis baie moeilik vir ons om stil te word, om die werk voor die werk te doen. Met ander woorde, dat ons innerlike lewe, ons binnekant, en ons uiterlike lewe, die buitekant van ons lewe, dat dit heel is. Dat dit nie verdeeld is nie. Dat ons nie beïnvloed word deur ander mense se verwagtinge van ons, of wat hulle van ons dink, of wat hulle dink ons moet wees nie. En ek noem hierdie tipe lewe om van binne na buite te leef. Dat ons binnekant en ons buitekant dieselfde is. 'n lewe, ons noem dit 'n lewe van integriteit. Ons maak nie meer asof ons iets aan die buitekant is, as wat ons anders is, as wat in ons binnekant is nie. Die Here nooi ons, dat ons uiterlike lewe, dit wat ons doen, moet ooreenstem met ons innerlike lewe. En hy doen dit keer op keer deur sy woord, hoe hy met ons praat en ons leer, maar hy doen dit ook deur verhoudings wat ons vorm. En dalk vandag, die 3 grootste verhoudings in ons lewe, waarin ons gevorm word en waar ons genooi word, om van binne na buite te leef. En die eerste een is om te begin by hom. Ons word gevorm in verhouding met die Here. Jesus is ons model vir hierdie lewe. Jesus nooi ons na 'n ander manier van lewe, 'n binne na buite lewe. Dit is hoe hy geleef het. Kom ek vat jou net so 24 uur uit die lewe van Jesus uit. Ek gaan dit lees uit Markus 1. En terwyl ek dit lees, kan jy dalk probeer aanvoel hoe hierdie beweging van binne na buite oor hierdie 24 uur in Jesus se lewe afspeel. En dadelik toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, sou jy sê dit is 'n beweging van binne of na buite? Dis van binne. Hy kom uit 'n tyd van aanbidding, 'n saamwees met sy mense. Jesus het elke keer sinagoge toe gegaan as hy stil wil word. En interessant, elke keer as hy daar was, het dinge begin skuif. So, dadelik het hulle uit die sinagoge uitgegaan
En toe kom hulle saam met Jakobus en Johannes in die huis van Simon en Andreas. Hier's iets van vriendskap. Waar sou jy dit plaas? Binne of van buite te leef? Van binne. Vriendskap, kollegas, mense by wie hy kon wees, sonder om iets te hoef te bewys. En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan koors. En dadelik het hulle hom van haar gesê. Daarop gaan hy na haar, neem haar hand en rig haar op. En dadelik het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Nou hier begin jy duidelik 'n beweging na buite toe sien, na hierdie innerlike werk gedoen is in spasies en plekke wat Jesus besoek het in sy binnewêreld. Dan begin bediening gebeur, liefde word konkreet, iemand word opgetel en genees. Dan sê die skrif, toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle hom gebring, almal wat ongesteld en van duiwels besete was. En die hele stad het by die deur saamgekom, en baie wat aan allerlei siektes gelei het hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf. En die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Nou hier sien ons hoe Jesus teenwoordig is by menslike nood, fisies, emosioneel, geestelik. Hy raak aan mense se pyn, hy dra dit, hy dien, en Markus sê hy het baie, nie almal nie, maar baie gesond gemaak. Hy het mense bevry. Nou jy sou verwag dat hy na so 'n dag uitgeput moet wees. Maar ons sien, vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan, uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Nou wat gebeur nou? Hier beweeg alles weer na binne, na stilte, gebed, verhouding met sy Vader. En Simon en die wat by hom was, het hom gevolg, en toe hulle hom daar vind, toe sê hulle vir hom, almal soek na hy. En hy sê vir hulle, laat ons na die ander dorpe gaan, sodat ek daar ook kan preek. Want daarvoor het ek uitgegaan. Wat my hier tref, is hoe min reaktief Jesus is. Hy hardloop nie agter dringendheid aan nie. Hy reageer nie net op die verwagtinge, al die uiterlike dinge buite homself nie. Hy leef nie van buite na binne nie. Daar's 'n diep innerlike rigting in hom, dat hy eers weer gevul is, geanker is, en daarom weet hy wat die volgende tree is. Jy kan iets aanvoel van die ritme in Jesus se lewe, die konstante beweging van binne na buite en weer terug na binne. Dis die plek waaruit Jesus alles gedoen het. In hom sien ons hierdie heelheid, 'n lewe van integriteit. Hy's iemand wat die innerlike werk doen met die Vader, voor hy sy uiterlike werk gaan doen. Hy doen die werk voor die werk, soos wat hierdie storie in die houtwerker ons na toe nooi. Ons sien dit reg deur sy lewe, hoe hy vir 40 dae in die wildernis is. Hy word gelei deur die Gees en hy doen al die innerlike werk. Hy veg met die bose. Hy word duidelik oor God se wil vir hom. Hy verwerp die versoeking. En dan staan daar in Lukas hoofstuk 4 dat hy uit die wildernis kom in die krag van die Gees en sy bediening begin in Nasaret. Maar hy het in daardie wildernis, is hy gevorm by die Vader in verhouding met sy Vader. Sien dieselfde ding wanneer duisende mense na hom toe kom, daar staan nuus oor hom versprei oral, hulle kom om te hoor en gesond gemaak te word, en dan staan daar in Lukas 5:16, maar Jesus het dikwels weggetrek na eensame plekke en gebid. So keer op keer herhalend kom hierdie tema na vore. Weer maak hy seker, hy word gevorm in verhouding met sy Vader, soos hy die volgende fase van sy bediening ingaan. Sy rol na buite en sy innerlike siel is een. Hy's nie vasgevang in ander mense se verwagtinge en drome vir sy lewe nie. Hy doen die Vader se wil. Hy leef sy een unieke lewe op aarde en hy beweeg vanuit 'n diep bron. Dis verhouding met die Vader.
En dit is ons groot uitnodiging, om heel te leef, om 'n ritme te kweek van in ons lewe waar ons van binne na buite kan leef, om diep geanker te leef. En hier is die goeie nuus, die Here soek jou. Hy soek na jou met 'n diep intense liefde. Hy begeer hierdie verhouding en hy kom elke dag op 101 maniere na ons toe, deur die skepping, deur boeke, deur gedigte, deur films, deur die Bybel, deur vriende, deur mense, selfs nou deur my eie woorde, is die Here besig om jou met liefde te soek. Sal jy jouself laat vind, want dis die grootste avontuur waarop jy kan gaan. Jy sal gevorm word na die mens wat jy oorspronklik gemaak is om te wees. Ten volle jy. Jy sal van 'n ander vertrekpunt begin verhouding hê met ander mense, jou lewe, jou werk ingaan. En hoe kweek ons dit? Ons moet soos Jesus onttrek. Begin met 'n eerste tree, dalk 5 of 10 minute elke dag, enige tyd van die dag. Kry 'n plek. Praat met hom. Rus by hom. Lees sy woord. Laat toe dat sy liefde jou vorm en omvorm. Laat toe dat jou verhouding met hom, as jy begin by hom, jou innerlike lewe heel kan word, sodat jy vanuit daardie plek uit na buite kan leef. Sit jy so, ons kry dit, ek kry myself, dit is 'n ritme wat ek daagliks moet voor jou sê. Ek kry myself hoe alles my van buite af vorm. En wanneer ek tot op die einde van my eie wil en wilskrag is, dan onttrek hy. En dan vra ek, Here, werk hier met my innerlike wêreld. Maar Jesus wys 'n ander manier van lewe. Kom ons volg hom. Ek wil hom volg. Sal ons saam met hom gaan en hom vertrou. Die tweede verhouding waarin ons so gevorm word is met ander. En ons leer so met ander. Die woord sê in Romeine 10, jy word gevorm deur wat jy hoor. Hy sê, geloof kom deur die woord en die woord word gehoor. Na wie en na wat luister jy in jou lewe? Wie vorm jou? Navorsing sê, ons word soos die mense met wie ons die meeste tyd spandeer. Ons word soos die dinge wat ons aandag die meeste opneem. So hoe ek omgaan met ander en met die lewe saam met ander is so belangrik. Ek is so lief vir hierdie vers, Johannes 15:15, waar Jesus sê, ek noem julle vriende. Jesus het doelbewus daarna gestreef om 'n vriend te wees. En hy het dit op soveel verskillende maniere gedoen. Jy het dit opgelet as jy oor hom lees in die evangelies. Hy bring tyd deur met die wat naby aan hom is. Dis vir hom prioriteit. Hy leer saam met hulle. Hy stel grense. Hy beweeg om sekere maniere op sekere plekke. Hy nooi hulle om saam te bid, om saam te onttrek, om hulle gees teen sekere inligtinge mense te beskerm, om sekere dinge te laat gaan. En daar het 'n groot vormingswerk plaasgevind tussen hierdie groep mense saam met Jesus, wat hulle lewe diep met mekaar gedeel het. Ons sien dit in die kerk, Handelinge as jy dit lees. Die lewe is nie gemaak om alleen te leef nie, maar dit is baie belangrik vir ons om te onderskei hoe ons in verhoudings omgaan met mekaar, omdat dit ons vorm, dit het krag. Nou in die storie van die houtwerker praat hy oor hoe hy sy gees beskerm het. Hy het gevas, hy dinge moes vergeet het. En ek wonder in ons lewe, dit is so. Ons moet ons gees beskerm teen sekere goed wat ons besoedel. En dit kan sekere verhoudings wees wat destruktief of toksies is. Dit kan flieks wees wat ons kyk, wat ons toelaat dat ons familie en vriende saam met ons kyk. Goed soos besig wees, geraas, goed soos sosiale media, waarvan die hele doel deur algoritmes is om jou verslaaf te hou en te kyk sonder grense, om jou te vorm. Iemand het vir my gister die frase gegee, disippelskap deur algoritmes. En ons moet ons gees beskerm, sodat ons skoon is voor die Here. En ons kan kies.
Disippelskap deur verhoudings of disippelskap deur algoritmes in my lewe? Wat en wie vorm my? Om te vas van sekere goed, soos hierdie houtwerker, die werk wat hy gedoen het. Dit kan van kos wees, maar ons eintlik 'n vas van oorfunksionering, om vir ander te doen wat hulle kan en moet self doen vir hulle self. Soms moet ons vas van te gou ja sê vir verbintenisse in verhouding en werk en die lewe saam met mekaar. Ons het vas van sekere mense wat eintlik afleidings is van wat God ons gegee het om te doen. En dan moet ons sekere dinge vergeet, soos perfeksionisme, of vergeet wat mense dink omdat ons so bekommerd is oor hoe ons by hulle gaan oorkom, hulle belewenis en verwagtinge en persepsies oor wie ons is. Die houtwerker vergeet wins en sukses. Hy wil net getrou wees as die houtwerker aan wie hoe God hom gemaak het om te wees. Soms verval ons weer terug in dit wat ons moet vergeet. En ek wonder, is daar iemand wat jou kan help sien? Wat vir jou 'n speeltjie in liefde kan ophou, soos jy besig is om gevorm te word in die lewe saam met mekaar? Kyk, as ons nie eg is teenoor onsself nie, kan die mense saam met wie ons leef ook nie eg teenoor hulle self wees nie, want ons skep dan 'n gemaskerde gemeenskap, gemaskerde verhoudings, wat nie werklik eg en diep is nie. Ek hou van wat geskryf is, dat afsondering nie net is om weg te gaan om alleen in stilte te wees nie, is Henry Nouwen se woorde, maar dat afsondering is om nooit apart van jouself te leef nie. Met ander woorde, dat jy soos jy deur die dag gaan, eintlik verbind is met jouself, met jou innerlike werke, die binnelewe. Jy leef nie apart van dit nie. Jy's in afsondering selfs terwyl jy saam met mense is. En so, as ons so begin leef van binne na buite, selfs in ons verhouding met mekaar en wat ons saam met mekaar doen en mee besig is in die lewe, so kan ons 'n gemeenskap bou waar mense werklik vry is om maskers af te haal en eg en liefdevol teenoor mekaar te wees. Ons vorm mekaar om van binne na buite te leef. Om te gevorm te wees dat ons alles vanuit 'n plek doen in ons lewe waar ons geanker is. Dit kan die grootste geskenk wees wat jy vir iemand anders kan gee in 'n verhouding. En dit kan ook die grootste geskenk wees wat jy kan ontvang, deur te kies om daardie mense in jou lewe in te rig en daai verhoudings te koester. En dan die derde uitnodiging en verhouding is om te lewe met vrug, is om te lewe op 'n manier met my gawes, met my passies, met my werk, my beroep, ons word gevorm deur wat ons elke dag met ons tyd en lewe doen. En hier's die ding, ons is almal gemaak vir betekenis. Ons belangrikste werk is om ons unieke, Godgegewe lewe uit te leef, nie iemand anders se nie. Maar die houtwerker, toe hy die versoek kry van die keiser om 'n klokstander te bou, het 7 dae geneem om homself geanker te kry, sodat sy innerlike lewe vry was. Hy het nie iemand anders se lewe gaan leef nie, maar sy eie. En so dikwels is hierdie deel van ons lewe verdeel. Ons probeer almal gelukkig maak. En ons is een ding, een mens, een persoon op die verhoog of voor mense, maar ons is eintlik iemand heeltemal anders van die verhoog of uit die verhouding uit af. En ons besef nie hoe ons so vasgevang kan raak in projeksies of verwagtinge, selfs oor onsself nie. In die lewe wat ons leef en ons geroep is om te leef nie. Daar in jou werkplek, daar by die skool, daar by die universiteit, waar ook al jy is, leef die lewe wat God vir jou gegee het. Thomas Merton het jare gelede geskryf oor ons ware self. En hy het gesê, weet jy, bome en diere het geen probleem nie. God het hulle gemaak, wat hulle is, sonder om hulle te raadpleeg, en hulle is volkome tevrede. Met ons as mense is dit egter anders. God laat ons vry om te wees wat ons wil.
Ons kan ons ware self wees of nie. En ons kan kies soos dit ons pas. Ons is vry om te kies om of eg te wees of oneg te leef en te wees. Ons kan een masker dra en dan 'n ander en nooit eintlik met ons eie ware gesig verskyn nie. En dit was Jesus se groot versoeking in die wildernis. Die duiwel het na hom gekom en probeer om hom te kry om 'n lewe te leef wat nie syne is nie. Maar hy het die druk van buite weerstaan, die projeksies, die lof, die kritiek en vandag se taal, die sukses, die posisie, die mag. Hy kan, toe hy dit doen en besef, hierdie is die unieke lewe wat ek moet leef. Toe kon hy die hele pad gaan, selfs tot by die kruis, al was dit so ongewild, en die werk doen wat die Vader hom gegee het om te doen, omdat hy sy een unieke lewe ken wat die Vader hom gegee het, om op aarde te leef, sy roeping, die betekenis. Kyk, God het binne in jou en my 'n saad gesit, van die tyd af dat jy gebore is, wat ons veronderstel is om te koester, dat dit kan vrug dra in hierdie lewe. En daai saadjie is die droom wat God vir jou lewe het, die soort manier waarop jy veronderstel is om jou bediening te lei, jou familie mee in te gaan, jou besigheid te bou, die mense te versorg as jy 'n dokter is, wat in jou saal of jou spreekkamer, wat ook al. En daai saadjie moet nat gemaak word en onkruid moet soms rondom dit uitgetrek word, sodat hy kan groei. En weet jy wat? Wat gebeur dan? Dan bied ons daai droom terug aan die Here. Wat het hy in jou geplaas? Wat laat God nou in jou hart groei? Wat is die droom wat hy binne in jou gesit het? Want hier is die ding, jou saadjie en my saadjie is nie dieselfde nie. Dit is so uniek. Dit is so uniek wat hy in jou geplaas het en hoe hy jou gevorm het en aan mekaar geweef het, sodat jy kan doen wat jy moet doen in hierdie wêreld. En weet jy, die wêreld is armer as jy dit nie doen nie. Die wêreld is armer as jy nie nou hier is nie. En moenie skaam wees oor daai droom nie. Want ons wil dit vir God offer terug as iets wat hy eerste vir ons gegee het. So as ek so leef ek nie met die vraag, wat moet ek doen nie? Ek leef my lewe met die vraag, wat het die Here my gegee om vandag te doen? Wat is my unieke lewe wat ek vandag kan terugoffer aan die Vader? Daarom hou ons daarvan om te sê, ons maak niemand reg of red ander. Ons het nie agendas nie. Ons probeer mense help om die mense te word wat God hulle uniek geroep het om te wees. Dit word kongruensie, integriteit genoem. My lewe binne, my lewe buite kom ooreen. En dan beweeg ons van daai plek van integriteit uit na die wêreld toe. Net soos die houtwerker gedoen het. Net soos Jesus het gedoen het. En nou, daai storie aan die einde van die storie van die klokwerker sê dit dat na hy hierdie klokstander gebou het, het mense gestop, gestaan en gekyk en gesê, dit is ongelooflik. Mag mense so na ons kyk, soos ons Jesus volg, en hierdie lewe leef wat hy ons na toe nooi. Want eintlik dis nie dat dit uit onsself uitkom nie. Ons het die werk gedoen om ons innerlike van binne na buite te leef, ons innerlike wêreld en ons uiterlike wêreld heel te hou. En toe het die Gees, dan kom die Gees, hy werk aanhoudend, maar op 'n besondere manier. Op 'n besonderlike manier kom hy dan na vore deur ons lewe en mense kan kyk en sê dis ongelooflik, want dit kom uit 'n bron buite onsself. Dit kom van hom af. God wat deur ons vloei, uit na die werk wat ons doen en die lewe wat ons leef. En dan word ek en jy iemand met wie ander wil wees. Omdat daar iets in jou is, iets in my is 'n vrede, 'n teenwoordigheid, 'n liefde wat mense aangetrokke laat voel tot wat in jou is, of eerder tot wie in jou is. Die wêreld wag desperaat vir hierdie beweging. Wag nie vir mense wat meer doen nie, maar vir mense wat meer is, mense wat so vol is van God se liefde en teenwoordigheid, dat dit oorvloei. Mense wat leef met integriteit,
dat my binnewêreld en my buitewêreld ooreenstem. En dis mense wat leef uit verhouding. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir die lewe wat U ons na toe nooi. Jesus, U lewe wat ons kan volg. En dat ons lewe ten volle kan ken, maar nie net ken nie, ervaar en leef. En so, ons wil weer kom, Here, en sê, kom doen die werk, en ons wil by U begin, en ons verhouding met U vorm my, maak my net soos U wil. Here, daardie dele van my wat ek probeer wegsteek en 'n masker op sit of toeplak, sal U skepende werk, U kreatiewe werk en transformerende werk in daardie plekke kom doen, Heilige Gees, dat ek kan vry word, dat ons kan vry wees. Waarlik vry wees. En soos ons leer saam met ander, help ons om te onderskei, Here, na wie ek luister, hoe ek luister, waar ek luister en na wat ek luister. En mag ons lewe 'n lewe wees wat vrug dra. Mag die saad wat U in ons elkeen geplant het, groei, Here. En vrug wees vir ander, vir U, vir onsself. In Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vrede van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.